Shalom. Kom ons sit weer in mekaar se stilte. Maak jouself gemaklik. Raak bewus van die stoel onder jou. Jou voete op die grond. Laat jou asem stadig en natuurlijk net vloei. Asem diep in. En dan stadig uit. Nog een keer. Diep in. En rustig uit. Kom rus net vir 'n oomblik in die bewustheid dat jou teenwoordigheid reeds deur God se teenwoordigheid omring word. Maar ook meer as dit. En jy hoef nêrens heen te gaan nie. In hierdie saam sit in mekaar se stilte hoef jy niks te bereik nie. Jy mag eenvoudig maar net hier wees. Ons bevind ons nou in die seisoen van koninkrykstyd. Na Pinkster vra die kerk nie meer net wie is Jesus of waar is die Gees nie. Die vraag word nou, hoe lyk die lewe wanneer God se koninkryk reeds hier tussen ons, in ons teenwoordig is. In 'n onlangse meditasie herinner Cynthia Bourgeau ons daaraan dat die hart van Jesus se boodskap dalk eenvoudiger en meer radikaal is as wat ons dikwels besef. Die koninkryk van God is volgens haar 'n ervaring van wederkerige inwoning. Wederkerige inwoning. Dat ons in God woon, God in ons woon en ons onderling in mekaar woon. Jesus gebruik die beeld van die wingerdstok en die lote. Bly in my, soos ek in julle. Bly in my, soos ek in julle. Hier gaan dit nie bloot oor nabyheid nie. Dit gaan oor verbondenheid. Oor deelname. Oor die ontdekking dat ons lewens reeds deur God se lewe deurvloei word. Koninkryk is nie bloot 'n plek waarheen ons gaan nie. Eendag gaan nie. Dit is 'n manier van wees. 'n bewustheid dat ons nooit afgesonderde eilande was nie. Bewustheid dat ons nooit afgesonderde eilande was nie. Dat die liefde van God deur ons beweeg, so sap deur 'n wingerdstok. Miskien is dit juis een van die groot uitdagings van ons tyd. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend vir ons vertel dat ons onafhanklik, selfgenoegsaam en afsonderlik moet wees. Maar Jesus nooi ons in 'n ander storie in. 'n Storie van deelname. 'n Storie van verbondenheid. 'n Storie waarin die lewe van die ander nie vreemd aan my is nie. Waar ek begin ontdek dat my vreugde met jou vreugde verweef is. Dat jou pyn ook iets van my pyn word. Dat ons almal lote van dieselfde
wingerdstok is. Terwyl jy nou stil sit, bring iemand in jou gedagtes na vore, iemand vir wie jy lief is, of dalk iemand wat tans swaar kry, of selfs iemand met wie jy worstel. Sien hulle net vir 'n oomblik in jou geestesoog voor jou. En laat hierdie eenvoudige gebed in jou hart opkom. Mag ons albei in God bly. Mag God in ons bly. Mag die liefde tussen ons vloei. Laat hierdie gebed vir 'n paar oomblikke stil by jou rus, by jou tuis kom. Mag ons albei in God bly. Mag God in ons bly. En mag die liefde tussen ons vloei. Wanneer ons uit hierdie stilte terugkeer na ons dag, neem hierdie gedagtes saam. Die koninkryk van God word sigbaar wanneer ons onthou dat ons aan mekaar behoort, aan mekaar verbonde is. Nie deur beheer nie, nie deur prestasie nie, nie deur dieselfde te dink nie, maar deur liefde, deur deelname, deur die stille misterie dat God in ons woon en ons in God. Mag jy hierdie week iets van daardie wederkerige inwoning ontdek in jou eie hart, in die mense rondom jou en in die gewone oomblikke van elke dag. Rus nou vir 'n laaste oomblik in God se teenwoordigheid. Asem in en langsaam uit. En dan ontvang jy die vrede wat reeds hier is. Shalom.